2 Samuel 5 en ons lees vanaf vers 17. Ek lees vir ons voor vanaf vers 17. Toe die Filistyne hoor dat Dawid as koning oor Israel gesalf was, het al die Filistyne opgetrek om Dawid te soek. Maar Dawid het dit gehoor en afgetrek na die bergvesting. En die Filistyne het gekom en hulle versprei in die dal Refaim. Toe het Dawid die Here geraadpleeg en gesê, sal ek optrek teen die Filistyne? Sal hy hulle in my hand gee? En die Here het aan Dawid gesê, trek op, want ek sal die Filistyne verseker in jou hand gee. Daarop het Dawid na Baal Perasim gegaan, en Dawid het hulle daar verslaan en gesê, die Here het voor my heen deur my vyande gebreek, soos water deurbreek, daarom het hy die plek Baal Perasim genoem. En hulle het hul afgode daar agtergelaat. En Dawid en sy manne het dit saamgeneem, maar die Filistyne het nog weer opgetrek en hulle in die dal Refaim versprei. Toe raadpleeg Dawid die Here vir die tweede maal en hy sê, jy moenie optrek nie, trek agter hulle om en val hulle aan vlak voor die balsambosse. En as jy die geruis van voetstappe in die toppe van die balsambosse hoor, moet jy gou maak. Want dan het die Here voor jou uitgetrek om die leer van die Filistyne te verslaan. En Dawid het gedoen net soos die Here hom beveel het. En hy het die Filistyne verslaan van Gibeon af tot naby Geser. En tot daar lees ons uit die woord van die Here. En mag die Here hierdie woord in ons harte seën. Nou die geluid van die wind in wilgebome is altyd vir my iets wat so by my bly. Op kweekskool jare gelede, toe ek nou vir die eerste keer daar was, nie as 'n kindjie. Toe is daar 'n wilgeboom gewees, wat baie keer as die wind so in die winter begin waai, hierdie tyd van die jaar, dan was dit 'n geluid wat half blywend was. Jy hoor hom, as daar die wind begin waai. Ook so, as hy deur populierbome waai, dan klink dit soos handeklap amper. Hy waai so, en as die blare beweeg en die peule beweeg, dan is daar die geluid wat 'n mens so tref. Sommige mense sal dink dit laat 'n mens dalk ontspan. Ander mense sou dalk sê dis kalmerend, en van ander sou dit dalk hartseer bring, 'n gevoel van alleenheid bring. Maar die woord van die Here leer vir ons hier iets baie kosbaar. Hier kom ou Dawid en hy vind homself op 'n plek waar hulle aangeval word. En die boodskap kom na hom toe hy die tweede keer die aangesig van die Here soek. Wanneer jy die geruis van sy voetstappe verneem, dan is daar sekere dinge wat moet gebeur. En wil ek graag met u oor hierdie gedagte praat. Die Filistyne trek op. Hulle het gehoor, daar's 'n groot byt, daar's 'n koning wat gesalf is, daar's 'n man op wie hulle kan mik, daar's 'n oorlog wat hulle kan begin, en daar's 'n groot oorwinning wat hulle kan behaal. En hierdie vyande kom om te konfronteer. Hulle kom met die doel om 'n doodslag te kom toedien. En is 'n konfrontasie met die heidene. Nie enige heidene nie, met die klomp Filistyne ook nog. Die Filistyne wou Dawid vernietig, sy hele leer vernietig, sy hele koninkryk vernietig. Hulle plan was gewees om hom so te verneder, dat alles en almal na hom kan kyk en hom sien as 'n bespotting. En Dawid is nie 'n ou wat daar is vir sy eie toedoen nie. Hy's daar omdat God hom daar geplaas het. Hy's daar omdat hy 'n salwing en 'n roeping van God ontvang het. En nou is hy in hierdie plek, nie deur sy eie toedoen nie, maar deur God se wil. En hy het nog steeds 'n massiewe groot verantwoordelikheid gehad as man van God. 'n Man na God se hart, om dit wat hy moet doen vir die Here reg te doen. Die wêreld was nie tevrede met God se plan vir Israel nie.
Die wêreld was nie tevrede gewees met God se plan vir Dawid nie. En daarom het die wêreld gemik op 'n komplot teenoor hierdie koninkryk van Dawid. En so kry ons in ons dag baie keer konfrontasies met die wêreld. Kry ons baie maal konfrontasies in die lewe waarin ons onsself vind. Ons word gekonfronteer met sonde. Ons word gekonfronteer met die dinge van die wêreld en al rondom ons in elke rigting is daar aanslae wat baie maal na ons kant toe kom, nie deur ons eie toedoen nie. En ons is baie maal binne die wil van die Here, binne die plan van die Here en die bose mik om ons te vernietig. Want hy is nooit tevrede met God se plan in jou en my lewe nie. Nooit tevrede dat God se wil sal geskied in ons dag vir dag nie. Dan sien ons hierdie mooi ding wat gebeur. Die oomblik toe die aanslag na Dawid se kant toe kom, toe raadpleeg Dawid die Here. Hy gaan praat met God oor sy nood. Hy gaan raadpleeg die Here om nie in sy vlees en in sy menswees te reageer nie. En dit is seker die mees belangrikste ding in 'n mens se lewe, oor hoe ons reageer en wie ons raadpleeg in die oomblikke wanneer die aanslag na ons kant toe kom. Want ons kan baie maklik ook die wêreld raadpleeg. En ons kan baie maklik ook die vlees raadpleeg. En ons kan baie maklik kyk na statistieke. Ons kan baie maklik kyk na die verlede. Ons kan baie maklik let op baie dinge wat vir ons raadsaam kan wees. Maar dit is vir ons meer belangrik om ons raad van die Here af te kry. Ons raak soms verboureerd as die aanslag kom. Ja, ons raak soms benoud. Ons is soms onseker as ons sien hier kom 'n ding en ons weet nie watter kant toe nie. En ons hoor die tyding. Laat my nogal dink aan die tyd met Elia, toe hy die tyding kry. Toe hardloop hy weg en gaan sit onder 'n bos. Soms vertrou ons te veel op onsself. Soms vertrou ons te veel op die horoscopes, die tydskrifte, die boeke, die ekonomiese aanwysers, die weerpatrone en die weeraanwysers. Maar Dawid kom raadpleeg die Here. Hy kom raadpleeg die Here nie net een keer nie, maar 2 keer oor. Hy kom baie maklik die tweede keer toe hy moes reageer in hierdie slag, op sy eerste reaksie op die Here aangehou het en dan het hy 'n groot verlies gehad. Vers 21 sê die Filistyne het hulle afgode daar agtergelaat. So die Filistyne het altyd 'n plan. En nou kom hulle in die oomblik van paniek toe die Filistyne sien hier kom moeilikheid, draai hulle om en hardloop weg en hulle los hulle afgode net daar waar hulle is. Want hulle hoop maar dat hierdie afgode seker nog so 'n stukkie werk kan doen waar hulle nie kon doen nie. En dis baie maal wat die ou wêreld doen. Die ou wêreld het 'n manier om dit wat vir die wêreld belangrik is op heilige grond te kom neersit. En dan draai hulle om en hulle hardloop weg soos 'n klomp sleg honde. En dan sit ons met hierdie gode. En as jy hom 'n bietjie gaan aandag gee, dan neem hulle oor in ons lewens. Dink bietjie aan die samelewing waar ons is. Dink bietjie aan die wêreld waarin ons onsself vind. Sien ons dit nie dag vir dag besig om te gebeur nie? Is dit nie presies die modus operandi wat in ons dag ook nog aan die gang is nie? En soms dan sit ons met hierdie gevolge van die heidene wat onder ons probeer amok saai. Afgode is enige iets wat ek en jy vandag dalk meer belangrik in ons lewens huldig as die Here self. Dinge wat meer tyd opneem as die Here self. Dinge waarin ons meer aandag en meer fondse spandeer as aan die Here self. En soms vind ons raad op baie ander plekke eerder as by hom, die ewige onveranderlike. Maar die eerste keer sê die Here vir hom, trek op. Maar die tweede keer sê die Here vir hom, wag. Moenie hierdie keer optrek nie. Wag vir 'n oomblik en trek dan rondom hulle en kom van agter af. En dit was die raadsaamheid, dit was die vernuftigheid, dit was die ingesteldheid waarmee die Here se raad na hierdie man toe gekom het. En dan sê hy vir hom, as jy daar aan die agterkant van die vyand wag, daar aan die nie gevaarlike kant nie, daar aan die kant waar hulle nie op fokus nie, moet nog steeds nie aanval nie, wag. En wanneer jy die geruis van die voetstappe hoor, dan weet jy. Dit gaan oor daardie bewustheid. Die Here is hier.
Dit gaan oor daardie bewustheid, God is hier teenwoordig. Laat ons bidend nader, hier waar ons voor hom vergader. Dawid het die kuns van oorwinning geken. Hy het baie oorwinnings gehad. Hy was 'n man wat vernuftig was om krygsmanne op te trek, om saam met hom te kom stryd voer. Maar hy was nie 'n man wat maar net in sy vlees opgetree het nie. Hy het geleer wat dit is om God te raadpleeg. Ja, en hy het ook die fout in sy lewe gemaak om in die vlees te handel. En ons ken die gevolge en ons ken die verhale. Maar Dawid was op hierdie stadium ingestel gewees om te verneem hoe en waar God beweeg. Hoor mooi wat ek sê. Dawid was ingestel gewees om te weet hoe en waar God se bewegende hand is. En daar waar God se bewegende hand is, daar wou Dawid ook wees. Daar wou hy wees, want dan weet hy, daar waar God se hand is altyd oorwinning. Jy sien, dit gaan nie net oor of die Here beweeg nie, dit gaan oor waar die Here beweeg, hoe die Here beweeg, en ek moet myself kry op daardie grond, want dis heilige grond. Vir Moses was dit by 'n brandende bos. As hy die bos geïgnoreer het, het hy nooit die roeping geontvang nie, het hy nooit 2 miljoen mense uitgelei uit 'n land uit om in vryheid te kan wees nie. Hy sou nooit die belofte land kon gesien het nie, hy sou nooit beleef dat God vir hulle in gedagte gehad het nie, as hy nie gelet het op die heilige grond, waar God se hand in beweging was nie. En so moet ek en jy let op hierdie woord. Ons wil dan vandag let op die beweging van God se hand deur sy Gees. Laasweek het ons gekyk oor die werking van die Heilige Gees. En vandag wil ons dan kyk oor hoe dat die Here werksaam is. En wanneer ons God se hand in beweging sien, wat moet ons doen in daardie oomblik van ons kant af? Want vriende, ja, die vyand mik om jou en my te vermossel. En ons beleef self dag vir dag hoe dat die vyand gefokus is daarop. En ons vind ons op vyandige terrein in die wêreld waarin ons is. En daarom het ons so nodig om die regte ding te doen op die regte tyd van die regte aanvalshoek af. En so kan ons let op dit wat die Here vir ons wil kom wys, want as hy dit vir ons kom wys, dan weet ons daar's oorwinning. En wanneer jy die geruis van sy voetstappe verneem, dan moet jy baie mooi ingestel wees. Dawid was gefokus om te hoor wanneer God se hand in beweging is. En dit was 'n moeilike tyd, want Jonathan was nou al steeds dood, of was al reeds dood. Abinadab was al reeds dood. Daar was al reeds gevare wat na hulle kant toe gekom het, die aanslag was groot. So Dawid moes nou reg hoor. Hy moes nou seker maak, hy vat dit wat die regte antwoord is. En wat hoor hy? Hy hoor 'n geruis. Dit laat my nogal dink aan die tyd toe Elia daar in die grot gesit het. In die vuur was die stem van die Here nie. In die groot werke van die skudding van die aarde was die Here nie, maar in die geruis van 'n sagte aandwindjie, daar was die stem van die Here. En dan kom Dawid en hy vind homself op 'n plek waar hy gewillig is. Hy was al reeds gehoorsaam, hy het al reeds gedoen wat God vir hom gesê het. Hy het omgetrek en nie opgetrek nie. En toe hy omgetrek het aan die ander kant van die vyand kom, toe wag hy steeds op die Here. En toe hy die geruis van die voetstappe hoor in die balsambosse, toe moet hy optree. So wanneer jy die geruis hoor, dan sê die woord van die Here vir ons in die gedeelte, dan moet jy gou maak. Vers 24 sê, en as jy 'n geruis van voetstappe in die toppe van die balsambosse hoor, moet jy gou maak. Nou hierdie gedagte is my kosbaar. Om gou te maak praat van dat ons gereed moet wees. Om gou te maak beteken dat daar niks moet wees wat ons nog moet afhandel nie. As dit nou kom, moet ons nou kan reageer, ons moet nou kan handel, ons moet nou kan doen. Daar moet nie nog iets wees wat nog onafgehandel is nie. Daar moet nie nog iets wees wat ons nog gaan okkupeer nie. Daar moet nie nog iets wees wat nog belangrik gaan wees. Nog 'n afgod wat gou geskuif moet word. Nog 'n ding wat gou gehanteer moet word nie. Nee, dan moet ons handel, want in die oomblik wanneer daardie geluid na ons toe kom, dan weet ons, die tyd is hier. Om gou te kan maak, moet ons reg wees.
Dit beteken ek moet voorbereid wees in my gemoed. Ek moet voorbereid wees in my siel. Ek moet voorbereid wees in my gebedslewe. Ek moet voorbereid wees in my wapentuig. Ek moet voorbereid wees in my toerusting. Ek moet voorbereid wees in elke opsig, gereed vir die stryd, maar wagtend op die geluid. En die oomblik is dit oor. Dan moet ek reageer. Want my oorwinning hang af van my reaksie op die geruis van sy voetstappe. Om gou te maak beteken, hulle moes vervul wees met die gees van God. Hulle moes afwagtend wees op die werk van God. Om gereed te wees, moes hulle gereageer het soos wat God se beweging reeds was. As hulle van die verkeerde kant af aangeval het, dan sou hulle nooit die geruis gehoor het nie, want die geruis van die voetstappe in die balsambosse was aan die agterkant van die vyand gewees. Sien, as ons nie ingestel is om gou te handel wanneer ons verneem dat die Here ons dring of die Here ons stuur nie, dan gaan ons kom van 'n verkeerde hoekskant af. Ja, hulle moes bekleed wees met die wapenrusting. Hulle moes gereed wees om oor te gaan tot aksie. Om oor te gaan tot dit waartoe God hulle geroep het, sodat hulle daar die oorwinning kan smaak. Want die bevelvoerder van die hemel, die leerowerste van die hemelse leer, het in beweging gekom, en dis dan die tyd om in daardie oomblik te reageer. Laat my nogal dink aan die 10 maagde. Sommige was gereed gewees vir die beweging, en ander was nie gereed gewees vir die oomblik nie. Vriende, hoe gereed is ek en jy vandag vir die oomblik as God se hand in beweging is? Hoe gewillig is ek en jy vandag om te reageer die oomblik as God se hand in beweging kom? Hoe gewillig is ons om hand in die ploeg te slaan in die oomblik wanneer die Here vir ons daardie teken kom wys? Dis nou die oomblik. Of is ons gebedslewe dalk so paar weke of paar maande agter? Is ons woordstudie lewe so paar sessies agter? Dit het my nogal getref toe ek dink daaraan. Hoe gereed is ek en jy om te reageer wanneer God in beweging kom? Ja, ons verneem dit wat hy vir ons sê, maar hoe gereed is ons om te reageer op sy woord? Hoe gereed is ons om te reageer op sy werk? Hoe gereed is ons om te reageer op sy stem? Hoe gereed is ons om te reageer op sy wil? Hoor ek en jy nog ooit die stem van die Here? Hoor ons nog as die Here deur sy woord met ons kom praat? Let ons nog daarop as die Here se hand in beweging kom? Of is ons baie keer so, die Engelse woord is oblivious, ons mis dit heeltemal. En dan wonder ons waarom ons sukkel om te oorwin. Dan wonder ons waarom ons sukkel om geestelik sukses te behaal. Want ons kan nie maar net leef soos wat ons leef, en ons gaan maar aan op ons wil, en dan hoop ons is gereed om God se wil te verneem wanneer hy in beweging is. Jy sien, daar's 'n leerskool van gereed maak. Daar's 'n leerskool van afhanklikheid. Daar's 'n leerskool van onderwerping. Daar's 'n leerskool van voorbereiding, van toewyding. En ons moet eers leer om gereed te wees in die klein dingetjies, voor ons gereed kan wees in die groot dinge. God kan ons nie vertrou met die groot dinge, as ons nie kan vertrou met die klein dingetjies nie. Dink jy God is roekeloos? God sal vir ons mense en siele stuur, as ons die wat ons het kan oppas en versorg, en kan koester en kan trek. As God ons kan gereed kry, om reg te wees, om te reageer op sy roepstem, die oomblik as die stryd daar is, die oomblik as die vyand naby is, dan kan ons saam met hom werk, en ons kan dit bereik wat God wil hê ons moet bereik. Maar ons moet leer om gereed te wees. Het jy eerstehands 'n ondervinding van God se gereedmakingskursus in jou lewe? Laat my nogal dink, as ek dink aan die gedagte. Ek dink aan iemand soos Samuel. Samuel het die stem van God gehoor, maar hy was nie gereed om te handel daarop nie. Samuel het die stem van God gehoor, Samuel, Samuel. Hy het opgespring en na Eli toe gehardloop, want hy het nie geweet van waaraf kom die stem nie. En hy het nie geweet hoe om te reageer op hierdie stem nie. En hy kon nie gou reageer op die stem wat na sy kant toe kom nie. En dit gebeur 'n tweede keer, en vir 'n tweede keer mis hy dit. En Eli snap wat aan die gang is.
En Eli sê vir hom, jy het nodig om voorbereid te wees. As hierdie stem na jou toe kom, as jy die geruis van sy voetstap hoor, as jy hoor hy is hier, as jy hoor hy is in beweging, moet jy gou reageer, of jy gaan die oomblik mis. Spreek Heer, want die diensknegt luister. Elia het ook die stem van die Here gehoor. Hy het 400 Baalpriesters afgeslag. Hy het die stem van God gehoor oor 'n volk en 'n nasie wat verval het. En hy het gebid dat die Here sal die reën stop, dat hierdie mense tot bekering kan kom. En die Here het die reën gestop. En hy het weer gebid en die Here het reën gestuur. En hy kom daar op die berg Karmel en hy is ingestel op die stem van die Here. En hierdie klomp Baalpriesters, hulle jabula daar rondom die altare, en hulle doen die reendans en die kiwi dans en die toi dans, hulle doen al die dans wat hulle kan doen, maar hulle kry niks reg nie. En Elia staan in afwagting en hy let op die stem van die Here. En God antwoord nie net met 'n stem nie, maar met vuur uit die hemel uit. En hartseer. Letterlik 'n dag later hoor Elia 'n mens se stem. Iemand mik vir jou. En hierdie ou skrik hom so boegram vir 'n mens se stem. Hy was net gister gereed gewees. Hy was net gister reg om gou te handel op hierdie beweging. En 'n dag later is hy nie meer gereed nie. Jy sien, ons het geen waarborg dat jy vandag gereed is en môre weer gereed is en volgende week weer gereed is nie. Dit is aanhoudende afhanklikheid. En omdat hy nie gereed was nie, het hy dit gemis wat God vir hom in gedagte gehad het. En dit was 'n duur paadjie geweest, want hy moes geleer het, hy moes onder 'n bos gesit het, hy moes in die woestyn gesit het, hy moes deur kraaie gevoed geword het, hy moes na grot opgeëindig het, hy moes op 'n donker plek gewees het, om weer eens by die plek te kom, om gou te kan reageer, toe God in beweging kom. So vriende, dalk was jy op 'n stadium in jou lewe op daardie plek om gou te reageer, maar jy is nie vandag nie. Dan moet ons vir die Here sê, Here, kom help ons asseblief. Kom wys ons, Here. Stuur die kraaie, stuur die bos, stuur die wildernis. Stuur my na die grot. Here, kom praat, kom werk, kom wys my, help my om gereed te wees, om in die oomblik as ek moet reageer, dat ek gou sal maak. Anders mis ek die oorwinning. 2 Korintiërs 10 vers 3 sê, want hoewel ons in vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. En as ons in die vlees reageer, is dit 'n vernedering. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. En dan kan jy gou maak. En die oorwinning kan jy smaak. Tweedens sien ons, wanneer jy die geruis hoor, dan moet jy aksie neem. Dit is nogal 'n probleem in ons dag. Ons kan baie praat oor ons hoor die stem van die Here, ons kan baie praat oor ons lees in die woord van die Here, maar ons is nie altyd gereed om oor te gaan tot aksie nie. 2 Samuel 5 vers 25 sê, en Dawid het gedoen net soos die Here hom beveel het. Met presisie gedoen. Dit vat my terug na Kanaan toe. Daar by die eerste bruilof. Jesus staan daar, hy sê, dis nog nie my tyd vir die groot gebeurtenisse nie, dis nog nie tyd vir die wonders nie, maar hulle kom na hom toe en sê, die wyn is klaar. En sy ma sê, net wat hy vir julle sê, moet julle doen. En die detail lê die oorwinning. En as jy die detail gaan mis, gaan jy die oorwinning mis. En daarom moet 'n mens let op daardie geluid, sodat jy in daardie oomblik kan aksie neem. Nie net hoor nie, maar oorgaan met alles wat ek het en alles wat ek is, om te doen wat ek moet doen, want ek weet God is met my. As jy nou aksie te neem, verwys na Dawid het sy manskappe wat gereed was vir die geleentheid en hulle was gereed gewees om oor te gaan tot aksie, want hulle vertroue was op die Here. Dit beteken niks mag hulle nou meer terughou nie. Maar hulle is nou gereed om oor te gaan met alles wat hulle het, alles wat hulle is. Ons sien hier dieselfde basiese aksie in die volk van die Here daar in die woestyn, toe hulle die wolkkolom sien. Die oomblik as die wolkkolom wat bo op die tabernakel rus, in beweging kom, dan sien hulle, God is in beweging, en onmiddellik pak hulle op en kry klaar, want ons moet aksie neem, anders verloor ons die oomblik.
Jy sien, as die Here se hand nie in beweging is nie, as die Here nie vir ons gewys het, dis die tyd nie, dan kan jy maar al die manskappe van die wêreld bymekaar roep. En jy kan letterlike Armageddon bymekaar roep. En jy kan oorgaan tot wat ook al die vleeslike aksie mag wees. Maar die oorwinning sê jy nooit smaak, as dit nie in afhanklikheid van hom is nie. Ja, in daardie oomblik kan 'n mens nie rond begin soek na die wapens nie. In daardie oomblik kan ons nie begin rondsoek en wonder, wat is die volgende aksie nie. Nee, dan moes ons lankal reeds gehoor het. Daarom is ons ingestel en sê, Here, kom wys U vir ons. Dan kan ons nie besluit, wil ek of wil ek nie. Ons moes lankal reeds besluit het. Ek wil. Soms is ons so passief om te stry in gebed. Soms is ons so passief om te stry in die geloof. Soms is ons so passief om te stry vir siele. Soms is ons so passief om te stry vir die saak van die Here. Ons is so passief en ons is so gemaklik. En dis wat die kerk in Suid-Afrika is vandag. Ons het so gemaklik geraak in passiwiteit. Neem ons nog aksie vir die koninkryk van God, daar waar hy in beweging is. Neem ons nog aksie vir vernuwing hier binnekant waar hy met ons besig is. Die oomblik as ons die gedruis van sy voetstappe hier binnekant ons verneem, laat ons hom nog toe om ons te kom vernuwe. Neem ons die aksie om God toe te laat, om die werk in ons te kom volbring wat hy begin het. Neem ons nog aksie in die saak van die Here, waartoe God ons geroep het. Neem ons nog aksie in ons ouerskap, in ons kinderopvoeding. Neem ons nog aksie in die wil van die Here. Kyk, ons kan baie praat oor hierdie ding, maar gaan ons oor tot aksie. Kyk, ons kan vergaderings hou oor hierdie goed, ons kan baie praat oor wat ons behoort te doen, maar hoe gereed is ons om te doen, in die oomblik as dit nodig is. Dit gaan vandag meer oor die rolbalkompetisies en die golfkompetisies binne in die kerk van die Here is wat dit gaan. Oor kom ons gaan, want God se hand is in beweging. En soms word dinge in die lewe net te veel. Soms word die dinge in ons lewens net te oorweldigend. En dan kom 'n mens by 'n plek wat 'n mens maar in 'n hoekie gaan sit en baie passief begin word. En ons kan dit nie bekostig nie. Want ons gaan eenvoudig die oorwinning prysgee as ons passief gaan wees. 1 Petrus 5 vers 8 sê, wees nugter en waaksaam. Dis aksie neem. Volhard in gebed. Dis aksie neem. Gaan al gaanende, gaan maak disippels. Dis aksie neem. Stry die goeie stryd. Dis aksie neem. Hoeveel keer in die Ou Testament sien ons nie hoe die vyand getref is met die banvloed nie. Waarom het hulle drasties gehandel met die vyand? Hoe gewillig is ons om drasties te handel met die vyand? Of pamperlang ons baie maal die aanslag? Die Here het jou dalk iewers nodig. En ons het passief geraak. Die Here wil jou dalk gebruik vir die stryd. Maar ons het gemaklik geraak. Dan wil hy vandag vir jou kom sê, daar's 'n beweging in die toppe van die bome. En as jy dit nie gesien het nie, moet jy fyn ingestel word. God is in beweging. En ek en jy het nodig om oor te gaan tot aksie. Efesiërs 6 vers 18 sê, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking, veral die heiliges, hoor die mooi aksie, gereed om aksie te neem. Partykeer voel dit 'n mens met soebat en smeek vir aksie. Hoe sê dit 'n mens se gesoebat meer werd is as God wat in beweging is in die toppe van die berge, in die toppe van die bome, in die toppe van ons harte. Kom ons vra vandag, Here, waarheen is ons op pad? Wat moet ons doen? Wat moet ons verrig? In my huis, in my werk, in my kerk. Here, wat moet ek verrig? Waar wil U hê moet die aksie wees? En vir hoe lank gaan ons tevrede wees om sonder die aksie te wees? Maar wanneer jy die gereis in die toppe van die balsembosse verneem, sê die woord van die Here vir ons baie mooi, het hy reeds voor jou begin uittrek. Vers 24 sê vir ons die woorde, hy sê, as jy die geruis van voetstappe in die toppe van die balsembosse hoor, moet jy gou maak, want dan het die Here voor jou uitgetrek. Wanneer
ons daardie belewenis het en ons besef, dit God is besig. En ek sit en terugdink, 'n paar maande gelede het hom tuis 'n woord gebring en gesê, selfs al hoor jy nie sy stem nie, dan is God steeds besig. En al sien jy nie die beweging nie, is God steeds besig. En al wat ons moet doen is maar net berus by God wat besig is en weet, hy trek voor ons uit. En daar waar hy trek, daar sal ek meegaan, daar gaan ek met hom. Hulle raadpleeg die Here. Hulle vertrou hom om saam met hulle te stry, om vir hulle te stry. En God se hand kom in beweging en dan weet hulle, die oomblik as hulle die geluid hoor, daar gaan hy. Kom ons gaan saam. Want God trek voor ons uit. Spreuke 3 vers 6 sê, ken hom in al jou weë, dan sal jou paaie vir jou gelyk maak. Ja, ons het nodig om te ken op elke liewe stukkie van elke liewe pad. Ja, selfs in die toppe van die bome. Ja, selfs in die hitte van die stryd. Ja, selfs in die oomblik toe dit vir ons moeilik is, het ons nodig om te weet, God is in beweging, sodat ons kan weet of hy voor ons uittrek. En as die Here voor 'n mens uittrek, maak hy jou pad vir jou gelyk. En sonder hom kan ons nie 2 tree voor mekaar sit nie. Dalk is dit jou gesondheid. Dalk is dit jou gemoed. As die Here voor jou uittrek, kan jy hom volg met groot vrymoedigheid, want jy weet daar kom oorwinning. Ons lewe in 'n tyd wat ons nie kan bekostig om een tree te gee sonder die leiding van die Here nie. Ons kan nie bekostig om een tree te gee nie. Ons is soos die volk van ouds in die wildernis. En as ons trek sonder die wolkkolom, dan het ons moeilikheid. En daarom moet ons sê, Here, kom wys U vir ons die rigting. Kom wys U vir ons die leiding. Here, kom U en trek U voor ons uit, sodat ons daar kan wees waar U wil hê ons moet wees. Dan weet ons, daar's oorwinning. Ja, soms sukkel ons om sin te maak van alles. Maar daar waar hy vooruit trek, daar maak hy die pad gelyk. Hebreërs 3 vers 12 sê, sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose of ongelowige hart is nie, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Jy sien, die oomblik as 'n mens afvallig word, die oomblik as jy so bietjie fokus verloor, die oomblik as jy so bietjie dubbelhartig is, die oomblik as jy daar die plek is, dan gaan jy dit mis wanneer God voor jou uittrek. En die skade is groot. Ja, hy is ons banier. Hy is ons banier van oorwinning. Hy is ons banier van die lewe, hy is ons banier van sukses. En daarom sê Galasiërs 5 vir ons moet wandel deur die Gees. Dan beteken dit hy wandel eers en ek volg hom. Psalm 91 sê hy het sy engele laar wat hy rondom ons trek, om ons te bewaar op al ons weë. Hy stuur nie net homself nie, hy trek selfs met sy engele mag voor ons uit om vir ons die pad gelyk te maak. En daarom kan ons maar net sê, Here, daar waar U gaan, daar sal ons meegaan. Maar wanneer jy die geruis hoor, moet jy optrek om die vyand te verslaan. Ons lees dit in vers 24. Hy sê in die laaste deel van daardie vers, want dan het die Here voor jou uitgetrek om die leer van die Filistyne te verslaan. Wanneer die Here optrek, is dit nooit vir verliese nie. Wanneer die Here optrek, is dit nooit vir nederlaag nie. Wanneer die Here optrek, is dit net vir oorwinning en om die vyand te verslaan. So wanneer hy voor ons uittrek, dan trek hy voor ons uit om sonde te oorwin. Wanneer ons hom toelaat om voor ons uittrek, dan trek hy voor ons uit om die wêreld te oorwin, om die lewe te oorwin, om alles wat deur mot en roes verniel word te oorwin, om alles wat hier en nou is te oorwin. En daarom sê hy vir ons in Eksodus 14, die Here sal vir jou stry en jy moet stil wees. Jesaja 30 vers 15 sê, want so sê die Here, die Heilige van Israel, in terugkeer en rus lê julle heil, in stil wees en vertroue bestaan julle krag. En dan hierdie woorde, maar julle wou nie. Daar's vir ons heil. Daar's vir ons oorwinning. Daar's vir ons 'n vyand wat verslaan sal wees, as ons maar net let op die Gees van God se beweging in ons lewe. Maar as gevolg van ongehoorsaamheid word ons verslaan. As gevolg van bangoed word ons verslaan. As gevolg van ons menswees word ons verslaan. As gevolg van ons ingesteldheid word ons verslaan. So vriende, daar's oorwinning in die Here, maar net vir die wie gelet het op die geruis van sy voetstappe. Daar's oorwinning oor die vyand,
net vir die wat gereed was om goud te maak en te handel op sy woord. En daar is oorwinning vir elkeen wat met presisie doen wat hy van ons verwag. Om ons te lei. En daarmee sal ons meegaan. Jesaja 40 vers 31 sê, vir die wat op die Here wag, is daar nuwe krag. Ja, ons leef vandag en ons sien so, daar's nederlae in die ekonomie. Daar's lief en leed en daar's baie verdriete in die lewe. Maar ek en jy kan ons vind op oorwinningsgrond in die Here. As ons maar net let op die gedruis van sy voetstappe in die toppe van die balsambosse. So wanneer die gees van God in beweging is, moet ons wakker wees. Moet ons waaksaam wees, moet ons gereed wees. En dan moet ons doen wat hy vir ons sê. En ek en jy sal die oorwinning op oorwinning op oorwinning op oorwinnings maak. Want dit is nie meer my saak nie, maar dit is sy stryd. Hoe mag die Here ons help om fyn ingestel te wees? En vandat ek hierdie gedagte gelees het en daarna gekyk het, elke keer as ek die bome hoor beweeg en ek hoor die takke en ek hoor die blare, dan herinner die Here my, ek's die hele tyd in beweging. En al wat ek moet doen is, daar waar hy lei, daar sal ek meegaan. So mag die Here ons help, en mag God homself verheerlik, deur die oorwinnings wat hy vir ons behaal, wat hy vir ons bewerk. Kom ons buig ons harte dan bid ons saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om te weet, dat ons as mens U altyd kan raadpleeg. Ja, Here, en U raad kom soms daar op heilige grond onder 'n besembos. Ja, Here, U raad kom soms vanuit 'n donker grot uit. Here, U raad kom soms in die top van die bome. Maar Here, U raad is altyd raad vir oorwinning. En daarom het ons nodig om onsself in te stel en bid ons, Here, help ons om fyn ingestel te wees, om gou te kan reageer, om oor te gaan tot aksie, maar net op die stem van die Here. Here, help ons, dat ons met presisie sal doen wat U van ons verwag, sodat ons nie U oorwinning sal mis nie, sodat ons nie U plan sal mis nie, en nie U wil sal mis nie, maar dat ons ingestel sal wees. Help ons, Here, om nie te mis wat U vir ons wil bereik nie. Ons eer U vir die voorreg, dat U ons raadgewer is, dat U ons raadsman is, dat U ons sterke God is, en Here, dat ons onsself kan kom veilig vind in die voetspore van die Allerhoogste se leiding. Ons eer U, ons aanbid U daarvoor, en ons vra dit in Jesus naam. Amen. Kom ons sing 'n lied saam om die diens mee af te sluit.
elkeen wat vanaand hier was. Kom ons buig ons harte, ontvang die seën van die Here en volg die geluid van sy voetstappe in die geruis in die toppe van die balsambosse. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en die tere opsoekende gemeenskap van die Gees van God, wees en bly met u elkeen, lei u elkeen, tot hy ons weer kom haal.